Bokradio 98.9 FM, ongelooflik lekker om saam met jou te kan wees en nou vir my baie groot eer om die volgende gas aan jou voor te stel, se voormalige Suid-Afrikaanse netbalspeler, skeieregter, hoof van skeieregters in Suid-Afrika, Annie Kloppers. Annie, goeiemiddag. Ongelooflik lekker om vir jou te ontmoet, bietjie met jou te gesels. Lekker, dankie dat jy hier baie dankie Zian, het is my baie lekker om hier te wees. Jy was hard aan die werk, so hele paar jaar gelede. Jy het hierdie boek geskryf, so jou boek TV sal jy nou kan sien, dit is Netball Play with Rules, geskryf deur Annie Kloppers. Annie, jy het hom onlangs aangepas van ons nuwe reëls wat ingekom het, ons gaan nou daaroor gesels, maar wat het jou gedryf om die boek aan mekaar te sit? Wat vir my baie belangrik was, ek was 'n persoon wat amper, ek kan vir myself sê ek is 'n bietjie aandag afleibaar. As jy vir my 'n boek gee waar net skrif is, dan verloor ek dit so bietjie. Voel asof jy verdrink in die Ja, jy al die verdrink 'n bietjie in al die interpretasies, so dit is baie goed om visueel te kyk na die reëls. So ek het besluit in 2011, toe die boek die eerste keer uitgebring, het ek gegaan in al die reëls so bietjie met scenario's en met meer verduideliking, sekere reëls met mekaar sien hoe dit ooreenstem en veral fotos daaraan gesit sodat 'n persoon wat 'n leek is in die reëls dit baie makliker kan verstaan, want dit is maar moeilik om die reëls te verstaan. Ja, selfs as jy nou sê interpretasies, en as jy nie die scenario's het nie, en dit is eintlik vir my half snaaks dat wêreld netbal nog nie op so iets gespring het nie. Ja, hulle het al, ek weet nie of hulle 'n bietjie by my boekie gekyk het nie, maar hulle het so hier en daar elke 4 jaar kom 'n nuwe reëls in, en dan het hulle so 'n bietjie meer beweeg na scenario's toe, maar hulle het nie regtig, soos ek het dan ingesit het in kleur en fotos en so aan gedoen nie. So ja, nee, ek is baie trots op die boekie en ek dink dit het al vir baie mense gehelp, veral mense wat in situasies is dat hulle nie by mentors is en ook hier in plekke is wat hulle gemaklik kan gaan om kursusse by te woon nie. So hulle moet maar vir hulle self sorg. En jy word maar in die diep water ingegooi want hulle sê hier soos die vletjie, jy moet skeierig. Ja, en is daai eerste keer, dit is om te swem, want dit is jy dink jy gaan deur die reëlboek en jy verstaan alles, maar sodra jy jou vletjie blaas en die wedstryd begin, dan is dit baie maklik om te vergeet helfte van die reëls. Ja, nee, dit is beslis. So waar kry mens die boek? Ek weet jy dit word bemark, maar tans gee ek dit self uit, so hulle kan my, ek weet nie of ek 'n e-posadres moet gee nie, dit is anniekloppers@gmail.com, kan hulle my kontak, of dan anders kan hulle mos maar altyd gaan kyk op julle webblad. Sosiale media ook? Sosiale media probeer ek dit sit. So ja, ek gee dit dan self uit en dit is, ek dink is baie bekostigbaar. Ja. So ja, ek voel veral as ons kyk na onderwysers, wat moet skeiersreg en wat dit beter wil verstaan, en veral spelers, jong, ek het al gekom, dan werk ek met topspelers in Suid-Afrika, topafrigters, hulle gaan nie kursus doen nie, want hulle dink hulle ken die reëls, maar ek dink, as jy die reëls regtig goed verstaan, kan jy dit half, nie uitbuit nie, maar dan kan jou spel beter raak, jy kan vinniger speel en reageer, maar ons almal dink ons ken die reëls totdat ons regtig nou in 'n kursus kom. So dit is vir skeieregters, maar ook sê jong spelers, veral jong spelers. Ek dink as jy onder 14, onder 15, as jy nou in jou hoërskoolloopbaan regtig besluit, okay, ek wil ernstig probeer netbal speel. Dit gaan jou net goed doen om Jane op die boek te kry. So stuur vir Annie 'n e-posadres, jy kan onsself vind op Facebook, op Instagram. Jy kan daar 'n boodskap stuur vir Annie. Ons nou gepraat, hierdie een is nou aangepas vir die nuwe reëls wat ingekom het. Wat is van die nuwe reëls en hoe baie kan dit verskil en verander? Wel, na elke wêreldkampioenskappe, dan is daar nuwe reëls wat in plek kom, so dan die volgende jaar Januarie skop alles af en dan moet spelers en skeieregters dit toepas op die baan. Wat hulle nou baie klem op lê is op die veiligheid van spelers, want daar is mense wat nou al hoofbeserings kry, want netbal is 'n kontaksport. Ongelukkig, wel, dit is vir my lekker, ek het daarvan gehou, die kontak in netbal. So hulle probeer die spelers beskerm, want knie en enkels, daai goed gaan maklik. So hulle het baie klem gelê op die stappe wat jy kan volg om persone te beskerm, soos met
wat ons in Engels noem met suspensions en cautions en ordering of wat jy, soos in rugby wat jy nou 'n geel en 'n rooi kaart het. Daar het hulle baie klem gelê en dan het hulle baie klein reëls verander wat oral met mekaar in verband staan. So ek dink dis die meeste nuwe reëls wat al ooit deur wêreld netbal op een slag deurgegee is. Ek dink slim dalk ook vir paas as jy 'n dogter het wat net Ja, nee, ek het veral daar voorop gesit toeskouers want ek dink die slimste mense staan langs die netbalbaan. buite, selfs ook 'n rugbybaan. Ja, nee, beslis. Ek was al een slag by 'n wedstryd betrokke waar 'n topskeieregter daar gestaan het en toe die mense verskriklik agter haar te kere gegaan toe sy gesê as jy dit kan beter doen, hier's die vletjie en sy het fisies vir die man die vletjie gegee, maar hy het baie vinnig verdwyn. Maar ja, ek bedoel mens moet iewers begin en ek bedoel die selfvertroue en die kennis in die begin is maar Ja. skaars. Ja, as jy die eerste paar keer kyk, want die game is so vinnig en die vletjie word soveel gebruik. Die helfte van die kere is dit nogal moeilik om te verstaan hoekom die vletjie geplaas word Ja, want dit gaan so vinnig verby. Ons het nou ongelukkig nie 'n kyk weer nie. So as iemand sê jy het dit gedoen, dan is dit so want wie gaan jou betwyfel? Ja. Ek gaan dan Ja, so want soos in rugby het hulle mos maar die voordeel en op die ou end speel jy uit totdat hulle nou in 'n positiewe situasie is, dan sê hulle is verby, maar netbal speel jy ook voordeel, maar as jy dan 'n fout maak is dit ongelukkig verby, jy kan nooit die bal terugbring in netbal nie. So die oordeel wat 'n skeieregter moet maak om te besluit of die bal van punt A na punt B gaan, is nogal groot. So jy moet die spel lees, jy moet dit verstaan en as jy dit reg doen nie, dan kan jy nogal spelers redelik die josie inmaak. Ja, feite. Dis Annie Kloppers, voormalige Suid-Afrikaanse netbalspeler, skeieregter, ook hoof van skeieregter in Suid-Afrika. Kry die boek van Annie, en is Netball Rules, Play with the Rules. Jy kan dit kry op, jy kan kontak maak met Annie en dit van haar kry. Ek wil net 'n netbal verbande vraag vra, want ek dink ons is in 'n goeie tyd vir netbal. Die spel is besig om te groei. Ons het verlede jaar, of was dit vroeër verlede jaar die netbal wêreldbeker gehad hier in Suid-Afrika. Ons albei voel dit kon dalk klein bietjie groter gewees het of van die manne wat daar bo sit kant af, hulle input kon klein bietjie beter gewees het. Maar ons kom nou van die Olimpiese spele af. En netbal was nog nooit betrokke by die Olimpiese spele nie, alhoewel die internasionale Olimpiese komitee sê they recognize. So kan jy ooit 'n toekoms sien waar netbal betrokke sou wees by Olimpiese spele en wat dit sou beteken vir die game? Weet jy, ek dink die grootste, ek en my man het altyd so gesels dat die groot ding is wat jy kan sien by die Olimpiese spele is meeste van die sporte word gespeel deur mans en vroue. En ek dink dit is dalk wat ons kortwiek in die feit dat nie al die lande speel die mans ook netbal nie, want in Suid-Afrika is die mans netbal regtig baie groot. Daar's omtrent so 60 spanne wat by nasionale kampioenskappe speel en hulle vaardigheid is ongelooflik. Maar hulle kry nie kans om internasionale mee te ding nie. Jy kry nog manspanne in Nieu-Seeland en Australië. Maar ek dink as al die lande wat graag wil hê ons moet by die Olimpiese spele gaan meeding, hulle mans netbal bevorder, dan dink ek staan ons 'n baie groter kans. Want ja, soos jy sien, omtrent alles wat jy sien by die Olimpiese spele word deur mans en vroue gedoen. En ek dink dit is dalk ons groot probleem wat ons tans het. Want ek bedoel, dis 'n fantastiese sport om daar te kan sien. En om te kyk, net groei verby die Commonwealth, groter as die Statebond. Ja. Ek wil ook sê as breakdancing Olimpiese sport kan wees. Ja, nee, daar's allemaal vreemde sporte, maar ja. Annie, het was ongelooflik lekker om met jou te gesels. Baie dankie dat jy deurgekom het vandag. Kry die boek, dit is Netball, Playing with the Rules. As jy 'n jong speler is wat die reëls net 'n klein bietjie beter wil verstaan, as jy ouer is van 'n dogter wat netbal speel, dalk as jy dalk 'n afrigter of iemand wat dalk in die toekoms die vletjie wil optel en so teruggee aan die sport, maak kontak met Annie. Annie, net gee jou e-posadres asseblief. Dit is anniekloppers@gmail.com. Maklik, eenvoudig. Annie, baie dankie. Baie dankie, Jan. Tot ziens.